Ek begin dan lees vanaf vers 35 in die ou Afrikaans. En hy sê vir julle, toe ek julle uitgestuur het sonder beurs en reissak en skoene, het julle iets kort gekom? En hulle antwoord, niks nie. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem en so ook die reissak, en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Want ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word, en hy is saam met misdadigers gereken, want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar 'n einde. Hulle sê vir hom, Here, kyk hier is 2 swaarde. En hy antwoord hulle, dit is genoeg. Kom sluit net die oë. Ons hemelse Vader, ons wil net weer eens vir U dankie sê. Ek bid graag, Here, vir die leiding van die Heilige Gees. Mag U ons gedagtes vorm en lei deur die boodskap. Ons is baie dankbaar dat ons kan kom, liewe Heer, en weer eens onsself voor U gee en kan aanvaar wat U vir ons aanbied. Maar ons prys U en ons dank U, Here, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, hoe berei 'n Christen homself voor of haar voor vir dit wat nog kom? Ons leef in die wêreld wat voortdurend verander. En ons gesels baie keer daaroor oor die dinge wat gebeur. Ons dink aan oorlog, ons hoor van die ekonomiese onsekerheid, ons hoor van natuurrampe, ons sien hoe geloof al hoe minder en minder aanvaarbaar word. En baie mense vra, hoe berei 'n Christen hom voor vir wat kom? Nou interessant genoeg het die disippels dieselfde vraag beleef. Hulle het saam met Jesus gewandel en hulle het 'n wonderwerke gesien. Ek dink dit moes 'n besondere geleentheid gewees het vir hulle om saam te stap en al die wonderwerke te beleef en sien. En hulle het gedink, môre gaan alles net beter word. Hulle het 'n prentjie geskep van hoe dinge beter gaan wees. Maar toe sê Jesus 2 woorde wat alles verander. En dit is daar in die skrif, maar nou. Hierdie 2 woorde verdeel die geskiedenis eintlik. En dit beteken daar's 'n nuwe fase wat hier begin. Nou ek glo dieselfde oproep klink vandag steeds tot God se kerk. Jesus herinner ons. Hy sê daar en hy herinner hulle, die disippels, toe ek julle uitgestuur het sonder beurs en reissak, het julle iets kort gekom? En hy vra. En ons sien in hoofstuk 9 vers 3 waar hy eintlik daar vir hulle eintlik uitstuur om te gaan werk en hulle eintlik roep ook. En hy sê kom net soos julle is. Julle het niks anders nodig nie. Hou die klere wat julle aan het. Julle het niks anders nodig nie. Kom net soos jy is. En die gedagte is dat hy natuurlik gaan sorg. En hulle was versorg. Alles was wel. Hulle antwoord was selfs daartoe die Here vra, niks nie, want hulle het niks nodig gehad nie. Maar God het wonderbaarlik voorsien. As ons daar lees en hoe dinge gegaan het, hy het voorsien. Ek dink 'n paar van ons kan ook vandag bevestig, hy voorsien. Maar Jesus sê, maar nou. En die wêreld gaan verander. Die kruis is op hande, vervolging kom, en die disippels gaan nie meer net oral verwelkom word nie. Hulle is in gevaar. So geliefdes, God verander nie. Ek wil dit graag dit duidelik maak. Hy verander, hy bly dieselfde. Hy is dieselfde gister, vandag en môre. Maar omstandighede waarin ons God dien, die verander. Geliefdes, ons glo ook dat dieselfde beginsel met besondere krag geld vir God se laaste volk, ek en u. Openbaring beskryf 'n wêreld wat weer 'n groot ondergang gaan bereik. Openbaring 10 eindig met die opdrag, jy moet weer profeteer. Daar's nog 'n groot werk wat vir my en vir jou wag. En daarna volg 'n finale getuienis. En ek herhaal, 'n finale getuienis, want elkeen op hierdie aarde moet die laaste waarskuwing ontvang om die geleentheid te hê om die Skepper te aanvaar. Openbaring 13 beskryf wêreldwye godsdienstige en politieke druk. Openbaring 14 laat die 3 engele boodskap met groot krag uitgaan.
En dan kom Openbaring 16 wat die 7 laaste pla beskryf. Met ander woorde, vriende, die wêreld beweeg na sy finale fase in die groot stryd. So ek sê nie, Lukas 22 sê vir jou en vir my dat in hierdie jaar of volgende jaar 'n einde gaan kom nie, nee. Die skrif gee ons nie 'n datum nie, ons weet dit. Maar ek glo ons kan met oortuiging sê, ek en u leef in die einde van tyd. En Christus sê, maar nou. En dit raak al hoe meer relevant, die vraag, hoe laat is dit op God se profetiese horlosie? Ons kan daai vraag oor en oor vra. Maar eintlik is dit die verkeerde vraag. Die vraag moet wees, is ek gereed vir die volgende fase? Is u gereed vir die volgende fase? Ons leef ook in die tyd waarin die wêreld vinnig verander. En hy kan oornag verander. Ek dink so 'n paar jaar terug met die COVID was dit 'n bewys. Oornag kan dinge vinnig verander. Die profeseë, vriende, van Daniël en Openbaring wys dat die groot stryd sy hoogtepunt bereik. Al verstaan ons nie elke detail in die tydsberekening nie. Hoor ons Christus die woorde sê, maar nou. En dit bring na my gedagtes, wees wakker. En in die nuwe fase sê Jesus, neem 'n beurs, neem 'n reissak. Dis wat die skrif daar vir ons wys. Heel anders as toe hy hulle geroep het in die begin, hè. In die begin het hy sê, kom net as julle is. Nou sê hy, neem 'n beurs, neem 'n reissak saam. En daai sê nie, wag totdat die gevaar begin nie. Hy sê, vat dit saam. So voorbereiding gebeur altyd voor die storm, is dit nie? As jy weet 'n storm kom, dan berei jy voor. Ons sien dit ook by Noag met die ark. Daar was vertel gewees, daar kom 'n storm. Hy moes die ark voorberei. Hy het nog nooit reën gesien in sy hele lewe nie, maar hy het voorberei. Josef het die graan opgegaar voordat die hongersnood gekom het. Die 5 wyse magte, hulle het die Heilige Gees, hulle het genoeg olie gehad, tot die middernagroep gekom het. En so geliefdes, God se volk berei ook voor die tyd. En ek wil dit graag beklemtoon vandag, want dit val in by die nagmaal, ons noem dit geestelike voorbereiding. En die belangrikste voorbereiding is juist dit. Daar is niks anders wat mees belangrik kan wees as geestelike voorbereiding nie. Daar's geen uiterlike voorbereiding wat soveel betrokke en of belangrik kan wees nie. Hierdie is voorbereiding van die hart. Voorbereiding van die gedagtes. So geliefdes, toe die disippels geantwoord het, Here, hier is 2 swaarde, het hulle onmiddellik gedink aan die fisiese voorbereiding. Maar Jesus het meer verwys en gepraat van om dapper te wees, om meer dieper voorbereid te wees. Is dit nie ook ons gevaar nie? Ons ken die profeseë. Ons volg die nuus. Ons praat oor die merk van die dier. Maar Jesus vra, is jou hart gereed? Die disippels het 2 swaarde gehad. Maar toe kom daar 'n krisis. En toe die krisis kom, toe vlug hulle almal. Wel, die een het nog die een sy oor afgekap. Jesus het die oor weer teruggesit. Geliefdes, die probleem was nooit die gebrek aan wapens nie. Die probleem was dat die harte nog nie verstaan het wat voor lê nie. Paulus sê, neem die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Geliefdes, die laaste stryd sal nie gewen word deur menslike krag nie. Dit sal gewen word deur mense wat Christus Jesus ken. Mense wat sy woord liefhet. Mense wat hom vertrou wanneer alles rondom ons wankel. Jesus haal Jesaja 53 aan. Hy weet presies wat vir hom voorlê. En hy gaan as 'n misdadiger behandel word. Hy sê daarmee vir sy disippels, as hulle my verwerp,
moet julle nie verbaas wees as hulle julle ook verwerp nie. Maar hy loop eerste. Hy vra nooit van sy kinders om 'n pad te loop wat hy nog steeds of nog nie geloop het nie. Hy het die pad eerste geloop. Broers en susters, dit is baie opvallend dat Jesus hierdie woorde sê, terwyl hulle nog om die tafel sit. Nog voordat die Getsemane aanbreek. Nog voordat die kruis opgerig word. Nog voordat Petrus hom verloon. En nog voordat die disippels hardloop en vlug. Hy berei hulle eers voor. En dit is nie presies waarom ons vandag hier is nie. Ons gaan nou nie uit hierdie kerk vandag om onmiddellik 'n profesie te vervul nie. Ons gaan eers na 'n plek waar Jesus sy disippels voorberei het. Ons gaan na 'n plek waar ons voete was. Daar waar trots sterf. Daar waar broeders en susters weer een word. Daar waar Christus ons leer dat voorbereiding vir die volgende fase altyd met nederigheid begin. En daarna kom ons terug na die tafel, en nie omdat ons reeds gereed is nie, maar omdat Jesus vir jou en vir my gereed gaan maak. Die brood herinner ons aan sy liggaam wat gebreek was. Die beker herinner ons die duur prys wat hy betaal het en die nuwe verbond wat hy gemaak het. En elke keer wanneer ons van hierdie tafel eet, verkondig ek en jy, verkondig ons 1 Korintiërs 11 vers 26, die dood van die Here totdat hy weer kom. En dit beteken nie die nagmaal kyk in twee rigtings nie. Ek bedoel, dit kyk nie net een rigting nie, ons kyk na twee rigtings. Dit kyk terug na Golgotha, maar dit kyk ook vorentoe na Jesus se wederkoms. So miskien is dit die diepste betekenis van Jesus se woorde wat sê, maar nou. Maar nou is die tyd om nader aan Jesus te leef. Maar nou is die tyd om ons harte deur Jesus te laat ondersoek word. Maar nou is dit tyd om ons broers en susters te vergewe en ons eenheid te bou. Maar nou is die tyd om ons geloof opnuut aan Jesus toe te wy. Maar nou moet ons die regte voorbereiding tref soos die 5 wyse maagde. En maar nou nooi ons Jesus om saam met ons te gaan waar ons voete was. Waar ons weer skoon gewas word sodat ons by die tafel kan saamkom en so verenig in wat ons glo. Want niemand weet presies wanneer die volgende fase van die groot stryd ten volle gaan ontvou nie. Maar ons weet wat reeds daar is. En voordat Christus sy kerk deur die laaste krisis lei, vriende, nooi hy haar eers na die tafel. So kom ons gaan daarom nie net om voete te was en die nagmaal net te gebruik nie, maar kom ons gaan as disippels wat weer die meester hoor sê, maar nou. En laat ons antwoord, Here, berei my voor vir hierdie volgende fase wat kom. Deur my eers nader aan U te bring. Want ek weet nie van U nie. Ek weet ek sal nie kan staan sonder Jesus nie. En dit is dalk, vriende, die belangrikste maar nou van ons lewe. Hoe antwoord U? Jesus sê, maar nou, berei julle voor vir die volgende fase. Berei julle voor vir die volgende fase. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie vir die geleentheid om vandag saam te kom in aanbidding, U te kan loof en te prys. 'n gedeelte in die skrif te kan lees en te besef U vir die disippels laat weet daar's 'n nuwe fase in hulle lewe wat kom. 'n Baie moeilike fase waar daar vervolging is, maar ook 'n groot seëning vir die invulling van die Heilige Gees. Here, as 'n gemeente saam bid ons graag vir die uitstorting van die Heilige Gees.
Ons sien in die tekens van die tye dat die tye nader kom. Ons wag net vir u woord wat sê, maar nou. Berei ons asseblief voor met hierdie voete was en nagmaal. Berei ons voor vir die volgende fase, Heer. Help ons om hier by die voete was tot die besef te kom dat ons verder moet nederig word. Die eie ek wat moet afsterf en dat ons meer diensbaar kan word om mekaar te bedien, mekaar lief te kan hê, U te kan volg met ons hele hart, met ons hele siel. Dat ons sal voorbereid wees soos die 5 wyse maagde vir die volgende fase. Ons weet nie wanneer dit kom nie. Ons weet wel die taak voor ons is groot, Here. Sonder U sal ons nie kan staan nie. So lei ons na die voete was en na die tafel. Ons dankie vir die uitnodiging wat sê kom soos jy is. Ons dankie om te weet dat U uitgesien het na vandag waar ons weer U ontmoet by die nagmaaltafel. Mag ons elkeen in ons geestesoog ervaar en sien hoe U die brood breek en U teenwoordigheid beleef. Ons prys U en ons is lief vir Here in Jesus naam. Amen.